2 Timoteus. Nou die rede hoekom ek gekies het om nie Korintiërs te preek vanoggend nie. Vandag is Pinkster Sondag. So ons onthou 40 dae nadat Jesus opgevaar het, toe dit sy hemelvaart, dit het ons nou reeds gehad. En 10 dae na hemelvaart, toe is dit Pinkster, waar die Heilige Gees uitgestort is. So 2 Timoteus hoofstuk 1. En die preek gaan ook uit hierdie deel kom. Ek gaan net 2 versies preek uit hierdie gedeelte. Jy sal net nou sien. So vanoggend die skriflesing 2 Timoteus 1 vers 3. So hierdie is Paulus se heel laaste brief. Alhoewel dit nie laaste in die orde van sy briewe in die Bybelboeke staan nie, maar dit is die laaste brief wat hy geskryf het voor hy dood is. Hy is in die tronk, onder die grond, ondergronds in Rome. En hy sê, ek is dankbaar teenoor God, wat ek soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik bedags en snags in my gebede aan jou dink. As ek aan jou trane terugdink, verlang ek daarna om jou te sien, sodat ek met blydskap vervul kan word. Ek dink steeds aan jou opregte geloof. Daardie geloof wat eers na jou ouma Lois en ook in jou moeder Eunice was. En ek is oortuig dat dit ook in jou is. Nou hier is my preekteks net nou. Om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God wat in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vuur. God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my sy gevangene nie, maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie deur middel van die krag van God. Hy het ons verlos en geroep met 'n heilige roeping, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit in Christus Jesus aan ons geskenk. En nou is dit geopenbaar deur die verskyning van ons verlosser, Christus Jesus, wat die dood vernietig het en die lewe en die onverganklikheid deur die evangelie aan die lig gebring het. Hiervoor is ek as prediker, apostel en leraar aangestel. Daarom lei ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek nog altyd my vertroue stel. En ek is oortuig dat hy magtig is om die pand wat aan my toevertrou is tot op daardie dag te bewaar. Hou as voorbeeld van die suiwer leer vas aan dit wat jy van my gehoor het. Doen dit in geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar die kosbare pand wat aan jou toevertrou is deur die Heilige Gees wat in ons woon. Jy weet dat almal in Asië, onder wie ook Figelus en Hermogenes, die rug op my gedraai het. Mag die Here barmhartigheid bewys aan Onesiforus sy huisgesin, want hy het my dikwels opgebeur en hom nie vir my boeye geskaam nie. Trouwens, toe hy in Rome was, het hy ywerig na my gesoek en my gevind. Mag die Here gee dat hy op daardie dag, nou die oordeelsdag, barmhartigheid by hom vind. Jy weet tog baie goed hoeveel diens hy in Efese aan my bewys het. Terwyl jy na 2 Timoteus 1 blaai, as jy nou nie jou Bybel oopgehou het daar nie, is daar van julle wat soms twyfel of jy regtig 'n Christen is, of jy regtig gered is? Kom dan vanaand. Vanaand gaan ek praat oor salvation guaranteed, verlossing gewaarborg. Nou vanoggend dan 2 Timoteus 1 vers 6 en 7, en ek het gedink dit pas by Pinkster. Dit gaan nou nie oor die uitstorting van die Gees nie, maar dit gaan oor die uitvloei van die werk van die Gees in ons lewe en harte, veral as ons bang is en twyfel. En die tema wat ek gekies het is wees vurig van gees. Be fervent in spirit in Engels. Kom ons gaan na die Here in gebed. Ons Vader in die hemel, baie dankie dat ons in Jesus naam U troon kan nader. En ons wil vra dat U opnuut ook die werk en die gawes van die Gees in ons harte aanvuur.
dat ons nie traag sal wees in die ywer nie, maar vurig van gees in U dien. Asseblief, Here, kom werk U werke in ons, want sonder U kan ons niks doen nie. Amen. So gister was ek en my gesin by 'n 50ste verjaarsdag, my goeie vriend Jannie Vosloo in Parys. En so Jannie het 50 geword en toe het hulle vir my gevra, sal ek ietsie sê, ietsie uit die skrif lees en net iets kort deel voor iemand anders gaan bid vir Jannie. En toe het ek gebid in die week, gedink wat kan ek sê? En toe dink ek wil ietsie sê oor 50. En toe het ek gepraat oor die Jubeljaar, elke 50ste jaar in Israel, as jy dan nou in die skuld was, in daai 50ste jaar, dan word al jou skulde afgeskryf. Of in die 50ste jaar, as jy 'n slaaf was, dan word jy vrygelaat. Jy weet, daai klas van goed. So die Jubeljaar, en toe het ek net gewys hoe Jesus gekom het. En Jesus het gesê, hy kondig die jaar van vreugde aan, die Jubeljaar. Dat hy permanent vryheid gebring het, ons skulde afgeskryf het en so aan. So, en toe het ek net gepraat van oor hoe ek in Jannie se lewe sien, dat wanneer Jannie preek, oom Louis Lourens het gesê, as Jannie Vosloo preek, dan voel dit of hy jou so aan die skouer saggies kom vat en sê, kom stap saam met my. So, en ek het maar net vir Jannie aangemoedig om aan te hou hierdie vryheid en verlossing van Jesus te verkondig. Maar toe het ek ook 'n waarskuwing gegee, want ek en 'n ander vriend, ons het gaan middagete eet eendag, en ons het lank gesels, en toe het hy gesê, hy is nou 49, en ek is nou Saterdag 47, en toe het hy gesê, ons het pas op, want jy kom nou nader aan 50, en jy's gesettle in Engels, jy's gesettle in jou lewe, en jy's lank in die bediening, daai ou is nou 26 jaar in die bediening, ek is nou 24 jaar in die bediening, waarvan 22 in die gemeente is, en hy sê toe ons het pas op, want jy kan so gemaklik begin raak. Jy weet alles, jy is stabiel in jou lewe in 'n sin, en nou begin jy in die Engelse woord coast. Jy weet, jy gaan maar net saam met die vloei, en dan begin jy traag raak. En nadat ons daai gesprek gehad het, toe is ek in my stilte tyd besig met 1 Samuel, 2 Samuel is ek toe deur, en toe is ek by 1 Konings. En toe in 1 Konings 2 dan sterf Dawid. Dawid is 70 jaar oud toe hy dood is. Ek weet nie hoekom het ek hieraan gedink nie. Toe dink ek wonder hoe oud was Dawid toe hy egbreek gepleeg het. Veral na aanleiding van ek en daai ou se gesprek. Toe gaan maak ek die sommetjies. So tussen 2 Konings 11 waar hy egbreek pleeg en 1 Konings 2 waar hy sterf op 70 jaar oud, is daar 'n klomp tydmerkers. Dan sê dit iets soos, nadat hy egbreek pleeg. En toe het Absalom vir 2 jaar nadat sy suster verkragt is, vir 2 jaar het hy niks gedoen nie, hy het dit net ingehou, maar hy was smoorkwaad vir die man wat sy sussie verkragt het, sy halfboetie. En dan sê dit vir 2 jaar, nou moet jy sommetjies maak, nee? En dan sê dit, toe vermoor hy sy broer en toe vlug hy toe bly vir 3 jaar by sy oupa, nou is dit al 5. Toe kom hy terug, toe vir 2 jaar, toe praat Dawid nie met hom nie, nou is dit al 7. Toe vir 4 jaar, toe maak hy 'n sameswering, 'n conspiracy teen Dawid. Nou is dit al 11 jaar. En dan later is daar goed soos, daar was vir 3 jaar hongersnood, nie gereën nie, en Dawid vra die Here, hoekom reën dit nie? So nou tel jy al daai tydmerkers, wie wil raai hoe oud was Dawid toe hy egbreek gepleeg het? As jy net die tydmerkers stel, 47 jaar oud. Maar dan is daar 'n paar wat dinge wat gebeur en dit sê nie vir jou hoe lank dit gevat het nie. So min of meer 50 jaar oud toe hy egbreek gepleeg het. Ja. Daai ding het my koud gelaat. Toe dink ek wil nie so wees nie. Ek wil nie so wees nie. En ek het 'n vrees, want ek het agtergekom dat ek is geneig om gegee te word tot uiterstes. Of my pendulum is daar of my pendulum is daar. En as hy daar was, dan sien ek nee, dis nie reg nie, dan vat ek hom aan die ander kant toe. En ek het besef dat voor ek 'n tyd van uitbranding en siekte gehad het, was my pendulum daar. Dat ek het oordoen het met amper 'n verkeerde tipe ywer. Jy weet, jy werk tot in die nagte in daai klas van goed. En dan nou moet ek dit regstel, maar nou besef ek nee, nou gaan my pendulum te ver aan die ander kant toe. Nou raak ek traag in my ywer. En ek bid toe hierdie verse
wat ek nou vir jou gaan lees. Vers 6, 2 Timoteus 1, om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God wat in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vuur. God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En ek bid toe daai verse, en my tema terloops wees vurig van gees, kom uit Romeine 12 vers 11, wat sê, moenie traag wees in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. En ek het dit vir die Here gevra, Here, hernie daai ywer. En die Here het my kom antwoord, maar ek sien ook hoe gou dit weer kan afkom. Jy sien, ek wil nie aan die einde van my lewe kom, ek weet nie hoe lank ek nog gaan leef nie, maar kom ons sê ek leef tot 70 of 80, ek wil nie aan die einde van my lewe kom, en ek het dit net gemaak nie. Ek het net volhard met die Here nie. Ek wil nie. Ek wil kan sê ek aan die einde van my Here gekom, ek was ywerig, ek was vurig van gees, ek het floreer, dis wat ek wil hê. Jy weet, Paulus, hierdie is sy heel laaste brief, het ek net nou vir jou gesê. Ons sien dit, hy sê dit, in vers 6 en 7 van hoofstuk 4. Hy sê, want ek word reeds as 'n drankoffer uitgegiet, die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. En hier's Paulus aan die einde van sy lewe, en hy sit nie in mope in 'n hoekie nie. Hy sit nie in bejammer homself en lek sy wonde nie. Hy skryf 'n brief vir sy jong vriend, hy sê Timoteus, moenie ophou preek nie. Die evangelie moet aangaan as ek dood is. Jy moet aanhou, Timoteus. Hy's vurig van gees, tot aan die einde van sy lewe. Ek wil so wees, ek wil soos Moses wees. Toe Moses dood is, sê die Bybel, sy ywer het nie getaan nie. Die engel sê, his vigor was unabated, en sy oë was nie dof nie. Kon nog helder sien op 120 jaar oud. Ek wil so wees. Ek wil wees soos Caleb. Caleb wat op 85-jarige ouderdom vir Josua sê, want net hulle twee het mos in die land ingegaan, van daai geslag. Al die ander is dood toe die nuwe geslag saam hulle ingekom. Toe sê hy vir Josua, hierdie jong man, hulle is nie bereid om my reëse te vat nie, gee hulle vir my, ek sal hulle vat. Ek is 85 vandag, ek is so sterk soos wat ek was op 45. Ek sal gaan. En hy het. Ek wil so wees wanneer ek oud word. Ek wil nie traag begin raak nie. Ek wil wees soos Psalm 92 vers 15. Wat sê dat die regverdiges, hulle is soos palmbome geplant in die voorhoewe van die Here. Hulle is altyd groen, altyd vol lewenssap. In hulle grysheid nog dra hulle vrug. Ek wil so wees. Nou asseblief, jy moenie ywer verwar met aksie nie. Want daar's mense wat baie aksie, there's a lot of action but nothing's happening. Amper soos op 'n staanfiets. Nee, daai ding wat in jou kamer staan, jy gooi die klere oor omdat jy gebruik hom nie. Soos daai ding. Daar kan baie aksie wees, maar jy beweeg nêrens nie. En daar's mense wat so is, hulle is baie aktief, maar hulle doen ook eintlik niks. En dan staan mense wat sieklik is, Christene. Hulle kan amper nie hier wees nie, maar dit brand in hulle harte vir Christus. En hulle dink, wat kan ek doen? Al kan ek nie eers meer praat nie. Ek kan nog in my hart tot die Here uitroep, ek kan nog bid vir Ernst in Myanmar en vir Nico in Thailand en Roxanne. Hulle is vurig van gees. Ons 'n predikant wat hy's 88 jaar oud, hy preek nog elke Sondag. Ek wil so wees. Ek wil wees soos 'n oom wat in Constantia Park was. Hier's blykbaar 'n tannie by Herfsland. Ek het haar eintlik ontmoet. Haar dogter was in ons gemeente jare terug. Sy's 98. Soos by elke diens. Elke Sondagoggend. By die Herfslanddienste ook. En dan was 'n oomie in Constantia Park, oom Ben. 98 jaar oud. Hy ry nog sy eie kar elke Sondag kerk toe. Dis by elke diens. En dan vir die van julle wat sê, maar ek voel nou skuldig, want ek kan nie meer doen wat ek kon doen nie. Man, solank dit in die hart brand. Solank dit in die hart brand. Daar was 'n man, hy het in ons gemeente gepreek eenmaal. Hy was 60 jaar in Engeland, maar hy's 'n Suid-Afrikaner, Errol Hals. En Errol Hals het 'n massiewe beroerte gekry, so erg, hy's baie erg geaffekteer. En hy kon toe nou nie meer mobiel wees nie. Nou is hy daar in 'n huis in Engeland. Nou voorheen het hy Operation World, het hy elke dag vir 'n land gebid. En toe het hy elke week deur die hele Operation World gebid. Elke week. Vir elke land ter wêreld, deur al daai goed gebid. Vir die verspreiding van die evangelie, ek wil so wees. Nou, hoe gaan jy dit regkry om so te wees? Wel, hier's 2 opdragte wat
wil trek uit die teks uit. Die eerste een is stof jou gawe af. Stof jou gawe af, as jy vurig van gees gaan wees. En dis in vers 6, so eerste helftetjie eintlik, A en B kan ek sê. Nou Timoteus, hoekom skryf Paulus hierdie brief om? In vers 8 sê dit vir jou hoekom hy dit skryf. Wat's fout? Timoteus is skaam. Timoteus word versoek om op te gee. Hy wil nie meer preek nie, want hy is bang, en hy is bang om vir Paulus te gaan kuier, want dan gaan hulle hom ook sien, jy is 'n Christen, en arresteer hulle hom ook. En hy is bang om sy lewe te verloor. En Paulus moet hierdie brief vir hierdie jong man skryf en sê, Timoteus, moenie skaam wees vir my nie. Moenie skaam wees vir die getuienis van ons Here nie. Moenie skaam wees vir die evangelie nie. In vers 15 dan sien jy waar Paulus sê, ek het dit net nou gelees, almal in Asië, onder wie ook Figelus en Hermogenes se rug op my gedraai. So asseblief Timoteus, moenie soos hulle maak nie. Almal het my gelos. Moenie jy ook my los, want jy is skaam vir Jesus nie. En dan sê hy vir hom in hoofstuk 2, nog 'n rede, waar in vers 16 en 17 praat hy van Hymenaeus en Philetus, wat hulle het in vals lering verval en nou mislei hulle ander mense. Asseblief Timoteus, hou vas aan die ware evangelie. En dan in hoofstuk 4 vers 10, Demas het my verlaat, want hy het hierdie wêreld lief gekry, hierdie teenwoordige wêreld. Hy's weg, hy dien nie meer die Here nie, hy het sy rug op die Here gedraai. En dan in hoofstuk 4 gaan hy verder, en dan sê hy in vers 14 en 15, dan sê hy, pas op vir Alexander die kopersmid, want hy het my baie skade aangedoen. En hy sal jou ook skade aandoen. En dan in vers 15 sê hy, toe ek die eerste keer voor die keiser moes staan, my eerste verhoor in die hof, in die keiserlike hof, niemand het by my gestaan nie, Timoteus. Almal was te bang. Asseblief, ek vra jou. Moenie Jesus los nie. Moenie die evangelie los nie. En is koud in hierdie tronk self, want dit is ondergronds. Dit is nie huisarrest hierdie nie. Dit is ondergronds, dit is koud, dit is klam. En hy vra nogal vir hom in hoofstuk 4, asseblief bring my jas. En dan sê hy aan die einde van hoofstuk, kom voor die winter, dit is koud. So Timoteus wil uitsak, Paulus moet vir hom help en sê, Timoteus, om hierdie rede herinner ek jou, om daai vuurtjie wat nou maar flou brand in jou, blaas die koeltjie, dat hy weer vlam word. Fanning to flame the gift of God, hierdie gawe van God wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Nou hoe doen jy dit? Wel, die eerste ding wat jy doen is vers 6 begin so, om hierdie rede herinner ek jou. Wat moet jy doen as jy daai woorde lees? Om hierdie rede. Dan moet jy nou terugkyk en sê, om watter rede? So as daar staan daarom, dan moet jy vra, waarom? So die vorige vers sê, ek dink steeds aan jou opregte geloof, daai geloof wat eers in jou ouma Lois en ook in jou moeder Eunice was, en ek is oortuig dat dit ook in jou is. So hy sê vir Timoteus, dis klaar in jou. Daar is 'n vlammetjie. Daar is 'n koeltjie. Daar's nou as bo oor die koeltjie, maar hy lewe nog. Kyk terug, dink terug aan jou ma. Dink terug aan jou ouma, hoe hulle jou groot gemaak het. Hy sê in hoofstuk 3, dan praat hy van hierdie verlossing en dan die skrifte van kleins af ken jy die heilige skrifte. Hy sê, jy weet by wie jy dit geleer het. Kyk terug daarna. Of in Openbaring 2, julle onthou die gemeente wat hulle eerste liefde verlaat het. Dan sê hy vir hulle, wat is die oplossing? Onthou van waar jy geval het. Remember from where you have fallen. Kyk terug, waar was jy op 'n tyd met die Here? En party van julle moet dit vandag doen, want die koeltjie, hy lewe, daar is lewe in jou, maar dis maar baie, dis nie lekker meer nie, want die kaggel het nou lou geraak, en jy sit al hoe nader, en later jou hande hier bo die kole. Vir jou is dit nodig, om terug te dink, waar was jy in jou lewe? Vir jou is dit nodig om terug te kyk na jou kinderjare, want party van julle het 'n fantastiese opvoeding gehad. Jou ouers het jou groot gemaak in die Here se woord, en het jou gebring na 'n gemeente toe, waar jy saam gelowiges kon sien, jy het later self tot bekering gekom. Dink terug daaraan, party van julle het nie 'n pa en ma wat julle in die Here se weë groot gemaak het nie, maar jy het 'n oupa gehad, of jy het 'n ouma gehad wat vir jou gebid het, en wat vir jou die Bybel geleer het. Dink terug daaraan. Party van julle moet terugdink aan die gemeente waarin jy was. Ek kan daaraan terugdink. Ek het 'n fantastiese predikant gehad. Vandag nog, Jannie Vosloo dink ek sal tweede wees in terme van afgerond.
in wat 'n predikant behoort te wees en doen. Maar nommer 1 vir my is Johan Odendaal. Ja, 'n man wat so nederig is. Hy was so lief vir die mense. Hy het die waarheid verkondig. Hy het omgegee vir die mense. Ek onthou dit. Party van julle moet terugdink aan waar jy groot geword het in jou gemeente. So daai koeltjie nou 'n bietjie dof brand. Party van julle moet terugdink aan hoe sleg jy was, hoe sondig jy was, waar die Here jou kom uithaal het, sodat daai vlam weer kan brand van dankbaarheid en liefde. Party van julle moet terugkyk en onthou jy was op daai randjie van die hel gewees, die afgrond. En die Here het jou daar kom uitruk soos 'n hout uit die vuur uit. Of jy moet terugdink aan die kruis, hoe dit vir jou was, die eerste keer toe Jesus se kruis sin maak. Ja, jy het daarvan gehoor, van Jesus het vir ons sondes gesterf, maar daar was 'n dag wat dit vir jou net, dit was net vir jou of dit jou hart gesmeld het, of jy 'n bebloede man aan 'n kruis sien met die oë van geloof, waar spykers deur sy hande en voete gedryf is, hy's een bloedmassa hoe hy vermink is. En toe jy besef vir die eerste keer, dis vir my sonde, het jou hart gesmeld en jy wil hom net lief hê, jy het uitgeroep om vergifnis en genade. Jy moet terugdink daaraan. Party van julle moet vorentoe kyk, en ja, dis 'n terugkyk en 'n vorentoe, want jy onthou daar was 'n tyd, wat jy net hierdie verlange na die hemel gehad het. En gedink het hoe wonderlik dit sal wees om by Christus te wees. Dit was nie meer want ek wil ouma sien of oupa sien, dit was want ek wil Jesus sien. Jy moet terugdink aan daai eerste liefde. Julle, dis vir my baie mooi, wanneer daar nuwe bekeerlinge in ons kerk is, en ek sien dit nie gereeld nie, maar wanneer dit gebeur, dit is of ek dit vasmaak hier binne, want as ons in daai gebedskamer is, en ek hoor daai nuwe bekeerlinge bid, ek onthou toe Jeremy bid by die bid hier by jou huis, Koos, een aand toe sê, Lord, and we pray for Rolf. I don't know why he's scared to preach, because he always gives us a cracker of a service. Dit is so opreg, is uit sy hart. Of die ander nuwe bekeerlinge. Rian, as ek jou as 'n voorbeeld mag gebruik, ek onthou toe 'n nuwe bekeerling was, Here, ons bid vir al die mense in die hele wêreld. Dit is so opreg, is so uit die hart. Dink terug daaraan toe jy geroep het, Abba Vader, jy is so bly God is jou Vader. Party van julle moet terugdink aan daai tyd toe jy net gered was. En dis of die Bybel, of jy dit nog nooit gelees het nie, maar jy het al gehoor. Maar alles is nuut, alles maak nou sin. Die woord is so vars vir jou. En jy kon nie genoeg kry van die woord nie. Jy wil net elke Sondagoggend hier wees, jy kon nie wag nie. En Sondag aand, jy wil die Bybel verslind. En jy wil som op YouTube nog preke, jy wil Woudie Buckham luister, en jy wil John MacArthur luister, en Paul Washer, en jy wil net meer van die Bybel hê. En toe jy hier gekom het, as 'n nuwe bekeerling, man, dis asof hierdie hemel op aarde was, hier's my nuwe familie. Sê die gelowiges, ek kan dit nie mis nie, die samekoms van die heiliges, en jy was diensbaar, jy het nie geweet wat om te doen nie, maar jy wil enige iets doen, kan ek 'n tafel skuif, kan ek vir julle help skottelgoed was, jy wil enige iets doen, want Jesus het alles vir jou gedoen. En jy het die evangelie hard gehad, dit was nie lank na jou bekering nie. Toe wil jy vir mense vertel, en jy wil hê jou familie moet weet, want hulle glo nie, jy het bekommerd geraak, en jy het in die biduur gevra, kan julle bid vir my familie, vir my ma, en vir my tannie, en vir my broer, en vir my wie ook al, hulle ken nie die Here nie. Jy was bekommerd oor hulle. Paulus, vers 6, liewe Timoteus, om hierdie rede, dink terug aan jou ma en jou ouma, dink terug aan die verlede, en laat dit bietjie brand hier binne weer. Gaan dink bietjie, dalk is dit nodig vir jou omdat jy in Kenton Park bly, jy is in Gauteng, en dis besig hier, dalk is dit nodig om daai foon op die vliegtuigprentjie aan te sit, flight mode, en net een kant te gaan, dalk in die veld iewers, op 'n klip te gaan sit, en net te dink oor, waar was ek met die Here, hoe het ek hier gekom waar ek nou is, hoekom het ek flou geraak, en vir die Here te vra, blaas weer daai koeltjie, tot hy weer sterk brand.
Timoteus, moenie meer skaam wees nie. Moenie meer skaam wees nie. En vir jou, moenie daai talent gaan begrawe wat die Here jou gee, daai gawe gaan begrawe. Nee, haal dit uit, grawe dit oop. En dan doen jy vers 6. Jy blaas daai gawe aan. Hoe sê hy in die Afrikaans? Herinner ek jou om die genadegawe wat van God aan die einde daar opnuut aan te vuur. Fan into flame the gift of God which is in you. En hoe moet Timoteus dit doen? Timoteus, hoofstuk 2 vers 15, ek vertel maar die ESV in my kop, doen jou bes om jouself te stel voor God as een wat beproef is, 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Doen jou beste, Timoteus. Hoofstuk 4 in vers 7, train yourself for the purpose of godliness. Oefen jouself in hierdie dinge, Timoteus. Hoofstuk 4 vers 13, 1 Timoteus. Totdat ek kom met jy jouself gee aan voorlesing, prediking, lering, hou aan, Timoteus. Moenie daai genadegawe versaak wat aan jou gegee is deur profesie toe die ouderlinge jou die hande opgelê het nie. Maak vordering. Almal moet jou vordering kan sien en sien jy groei. Let op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor. Wees soos Jeremia, wat hy wou ophou preek op 'n stadium, want selfs sy vriende het teen hom gedraai. En Jeremia sê, ek kan nie meer preek nie, ek wil nie meer preek nie, en toe kom dit op 'n plek waar hy sê, maar kan dit nie inhou nie. Dis soos 'n vuur wat brand in my bene, ek moet preek. Timoteus doen dieselfde. Jy moet preek. Jy moet die woord vir die mense bring. Stof jou gawe af. En dieselfde vir jou al preek jy nie, wat jou gawe is, stof jou gawe af. Stof dit af. Gebruik dit weer tot die vuur in jou hart brand. Sê ek wil die Here dien. Ek wil sy mense lief hê. En dan pleit jy dat die Heilige Gees daai dowwe koeltjie aanblaas in jou hart. Hoofstuk 1 van 2 Timoteus, in vers 14 sê hy, bewaar die kosbare pand wat jou toevertrou is deur die Heilige Gees wat in jou woon. Daai pand, dis die deposito. Dis die deposito, is the gospel, dis die evangelie. Timoteus preek die evangelie. Dis nodig dat ons vir die Heilige Gees vra om te kom, dat ons die Vader bid, hoeveel te meer sal ons Vader wat in die hemel is, die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Want laat jy daai gebed gebid. Gee u Gees opnuut, vul my hart met u Gees. Asseblief. Miskien is dit nodig dat die Heilige Gees weer daai evangelie, daai pand, opnuut Christus voor ons afskilder. Christus die gekruisigde. En ek dink hierdie gemeente en gemeentes soos hierdie gemeente staan 'n baie besondere gevaar. Ons 'n baie besondere gevaar vir ons gemeente. Omdat jy elke Sondag die evangelie hoor, kan jy dit begin uitblok later. Jy is so gewoond om dit te hoor, jy hoor dit nie. Dit is soos daai bidduur slide, elke Sondag. Bidduur, onthou die bidure, later is ons jy besig met ander goed hier. En jy kan die evangelie begin vergeet. Miskien met ons die Here vra, Here skilder Jesus opnuut vir ons. Net dat ons met nuwe oë die gekruisigde Christus sien. Ek neem my voor om niks anders onder julle te weet nie as Christus Jesus en hom as die gekruisigde. Dat dit so kom daai met vors, met krag, dat die vuur in ons harte kan brand. Is dit nodig vir ons om te bid. Soos Jakob gebid het, Here, ek sal u nie los totdat u my seën nie. Totdat u my hart vul, totdat u daai vuur aanblaas in Handelinge. Hoofstuk 4 wat ek vir Mia en vir Adriaan en vir Malan vertel het vanoggend. Wat hulle gebid het, die plek waar hulle gebid het, is geskit, daai gebou. En is almal met die Heilige Gees vervul, opnuut. En het uitgegaan in die woord met vrymoedigheid verkondig. O Gees van die Here, kom. En is sommer nou 'n gebed regtig erg uit my hart. Kom o Gees, kom op ons neer. Vul ons harte. Ek het so 'n videoklip vir Koos en Rolf en vir Joshua gestuur. Van Paul Washer. My ma het vir my aangestuur. Dit is net 6 minute lank, jy kan dit op YouTube kyk. The Presence of God, Paul Washer. En hy sê hy het hierdie nog nooit vertel in 'n preek of by 'n konferensie nie. Dis die eerste keer dat hy dit vertel.
amper soos Paulus, vir 14 jaar na hy die derde hemel ervaring gehad het, toe praat hy eers oor. En hy sê toe hy 'n jong man was, toe kon hy nie praat, hy kon nie preek op die straat, hy het probeer, want daar was baie ouer manne, en hulle is baie ervare, maar hulle is baie godvreesend, hulle stap met die Here. En hy het baie geleer by hulle, maar dan gaan probeer hy preek, en hy kry nie die woorde nie, en hy's bang, en hy is op sy mond, hy struikel oor sy woorde, en toe sê hy gaan die Here soek, en hy gaan nie ophou tot hy hom gevind het, nee, net soos die Bybel sê, jy sal soek en vind, jy met jou hele hart vra. En hy sê, nou sê hy in sy kas, hy maak die deur toe, en hy bid, en toe vind sy vriende hom in die slaap daar. En toe besluit hy gaan 'n wekker stel. Elke 15 minute gaan hy wekker afgang. As hy aan die slaap raak, maak hy wekker om wakker, en bid hy verder. En so het hy gaan 2-3 ure in 'n nag, het hy gebid en gebid, Here kom, Here ek begeer u teenwoordigheid, ek soek dit, ek soek u. En so het hy aangehou vir 5 maande, hy sê al niks gebeur nie. En toe eendag, toe sê 'n klomp jong mense, hulle gaan op hierdie Christen jeugkamp, en hulle gaan almal Bybelstudie doen en waterski, en hy besluit, hy het 'n begeerte in sy hart, hy gaan sommer daar in die heuwels in die weste van Texas. Hy sê, as jy my gesien het, daar is gedink het aan some sort of wild man, waar hy klippe vat en hy gooi klippe en hy roep uit, hy sê, Here, ek kan nie sonder u nie, ek kan nie, ek begeer u teenwoordigheid. En hy sê, die Here het gekom. Die Here het gekom, kort daarna. Hy sê, hy het op die grond gelê, hy weet nie vir hoe lank nie, maar hy sê, I thought God had come to kill me. Want hy was so onder sonde oortuiging. En hy sê, toe kom die verse net, een na die ander, uit die psalms, uit oral uit die skrifte, waar die Here hom vrymoedigheid sal gee om te praat. Hy sê, my mouth shot open. En hoe hy van toe af die woord met vrymoedigheid kon preek. Waar moet jy daai gaan soek? Jy hoef nie oor see te gaan nie. Daar was, wie van julle onthou op TV in die 1990s? Ek was op hoërskool gewees. Goeiemôre Suid-Afrika. Ja. Dis jou goeiemôre Suid-Afrika, en eendag toe staan hierdie gesprek tussen Martin Holt en Ray McCauley. En toe gaan dit oor hierdie ding wat nou nuut in Suid-Afrika gekom het, 'n Toronto blessing, slain in the spirit. Hulle bid vir die mense en val die mense om. En toe sê Martin Holt vir Ray McCauley, Ray, why did you have to go overseas to go and fetch the blessing? Want my Bybel sê vir my in Deuteronomium 30, moenie sê, laat ons oor die see gaan om dit te gaan haal nie. Laat ons na die hemel opklim en dit neerbring, afbring nie. Laat ons na die doderyk gaan en dit weer opbring hier na ons toe nie. Nee, die woord is naby jou. Dit is in jou mond, dit is in jou hart. En wat sê Paulus vir Timoteus in vers 6? Die genadegawe van God wat in jou is. Dis klaar in jou, Timoteus. Blaas dit net aan. Vra die Gees om dit aan te blaas. Jy hoef nie op YouTube 'n spesiale prediker te hê. Natuurlik luister goeie predikers, maar jy hoef nie te dink ek moet eers dit hê, dan sal ek hierdie kry. Jy moet die regte formule hê en jy moet hierdie lewe spreek nonsens. Of ek moet hierdie regte boek lees en ek moet hierdie kursus doen. Ja. Dis in jou, Timoteus. Nommer 2. Besef wat jy het. So dis eerstens, stof jou gawe af, en dan tweedens, besef wat jy het in vers 6 en 7. Toe ek 15 jaar oud was, en staan dit 7 of graad 9 vandag, toe het ek by my oupa en ouma se huis een oggend stilte tyd gehou. En in my stilte tyd lees ek Jesaja 6 vers 8. Ek was besig met Jesaja. Lees Jesaja 6 vers 8 wat sê, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan? En Jesaja antwoord, hier is ek, Here, stuur my. En ek dink toe, maar dit staan so 'n bietjie uit vir my, en ek dink, wonder of die Here my roep om in die bediening in te gaan. Want ek wou ornitologie gaan studeer, voëldeskunde, en toe later in standaard 9 in matriekjaar, toe dog ek nie, ek verander rigting, ek wil footwear technology, wat jy sportskoene ontwerp, by Rhodes Universiteit, bied hulle 'n graad aan daar. Ek dog ek wil dit doen, maar daai standaard 7 ding, ek dink toe daaraan, en ek vergeet toe weer daarvan. Toe ek matriek kom, besig met my stilte tyd, ons is op Cornelia Paaskamp, en ek lees in Kronieke waar Dawid vir Samuel sê, Dawid vir Salomo sê, dat, bou die huis van die Here gee jou die taak, doen dit.
Ek dink toe weer, ek wil of die Here my roep, ek ignoreer dit toe weer. En toe sit 'n sending naweek by ons gemeente op Louis Trichardt. En ons het 'n sending ete en agter op die spyskaart Jesaja 6 vers 8. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Hier is ek, stuur my. Ek tog roep die Here my. Dit staan so uit vir my en toe ek dink dit was in 'n preek, ek is nie seker van hierdie een nie, maar ek dink dit was in 'n preek toe weer. Jesaja 6 vers 8. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Hier is ek, stuur my. Tog die Here praat met my. En in daai tydjie luister ek lê op die bank in ons sitkamer, ek luister so 'n liedjie van Steve Green, dis nou nog voor CD's, nee, tapes, kassette. En ek maak die kaset, die tape se die binne blaadjie oop en ek lees die woorde. Jesaja 6 vers 8. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Hier is ek, stuur my. Ek tog die Here roep my, ek gaan praat met my predikant. Lang storie kort, kom by die seminarium, doen my teologiese studies en na my studies toe ek nou Nelspruit toe, eerste gemeente daar as jeugleraar en vir 10 jaar vandat ek 'n predikant geword het, twyfel ek gedurig, ek soos 'n wipplank. En ek wonder maar hoe weet ek's geroep? Daai is vir Jesaja gesê. Hoekom ek kan hom nou nie net sê dit is nou eintlik vir my gesê nie. Dan moet almal ons nou dit lees en sê ek dis vir my ook gesê, ek moet nou gaan. En so ek twyfel en ek twyfel. En ek bid baie daaroor en ek met 'n ou predikant gepraat en hy het gesê, "Are you doing what you're doing with a clear conscience?" Ek sê yes. Hy sê, "Then stop moaning and get on with it." Okay, maar ek twyfel nog en ek twyfel en so vir 10 jaar het ek hierdie twyfel. En toe is ek by 'n konferensie en die ou wat preek, hulle vra hom toe 'n vraag oor roeping tot die bediening. Hoe weet jy is geroep? En hy gaan toe 1 Timoteus 3 en 4 toe. En hy sê 1 Timoteus 3, as iemand die opsieners aan begeer, het jy begeerte hiervoor, wil jy dit doen? Is dit 'n drang in jou hart, jy wil hierdie doen? Nommer 2, het jy die morele kwaliteite of leef jy 'n losbandige lewe? Nommer 3, het jy die gawe om die woord vir mense te verduidelik en hulle verstaan? En nommer 4, dis in hoofstuk 4, erken die gemeente dit en erken ander ouderlinge dit. Want jy is hande het jy opgelê, Timoteus. En toe dink ek, daar's hy. Ek hoef nie meer te twyfel nie. Daar's dit vir my swart op wit is objektief. Maar na dit het ek gebid, Here, maar maak dit in my hart vas. Ek sien dit nou op papier in die Bybel, maar maak dit in my hart vas. En die Here het daai gebed beantwoord. So ek het toe ons my siek word en gesond word gehad, maar in daai siek word was vreeslik geweest, want gedurig gaan sit ek in die sitkamer in die nag en ek sê ek wil uit, ek wil nie in die bediening wees, dit is te moeilik en so aan. Ja, die Here het my deur al daai goed gebring en toe na daai tydperk toe ek in my studeerkamer eendag en ek is besig om te lees. Jesaja 6 vers 8. Dit staan so uit met varsheid, met nuutheid, met krag. Wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan? En toe sê ek vir die Here daar, Here, ek maak dit opnuut vas met U. Ek wil niks anders doen nie vir die res van my lewe. As U my spaar, sal ek U seën verkondig. Ek sal U woord verkondig. En toe daarna 'n paar kere met Markus 1, vissers van mense, en Jeremia 20, brand soos 'n vuur in my bene, ek moet preek. En toe 2 weke gelede, toe ek hierdie voorberei, toe kom dit deur die handoplegging. Toe onthou ek die dag ek het hier gekniel. En toe daar 'n paar manne rondom my gestaan en Dr. Isak van der Walt ook. En hulle hande op my gesit. Die ouderling het my hande opgelê. En dieselfde in Nelspruit en onder andere Johan Odendaal was daar. Hy het daai diens gedoen daai dag. En hande opgelê. Here, dankie, dankie. Dis wat Paulus vir Timoteus sê. Dis wat hy vir hom sê in vers 6. Die genadegawe van God wat in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het. Dit is asof hy sê Timoteus, onthou dit. Ek was daar, ek weet jy die gawe. Moenie daai gawe begrawe nie. Stof dit af. En ek was daar toe die ander ouderlinge jou die hande opgelê het, Timoteus. Moet dit nie verwaarloos nie. Moenie ophou preek nie. Moenie opgee nie. Nou net 'n vraag vir jou. Hoe volhard jy in die lig van Timoteus wees? Timoteus is 'n timid, die mooi Engelse woord, Timothy. Timoteus het 'n bang persoonlikheid. Hy's Piglet. En Winnie the Pooh. Oh dear, dear. Is altyd bang en Paulus moet sê in 1 Korintiërs 16 vers 10 en 11 vir die Korintiërs asseblief aanvaar Timoteus, moet hom nie wegjaag nie, ontvang hom mooi.
En hier is Timoteus weer in vers 8, Timoteus, jy is skaam, jy is weer bang. Jy is weer terug in jou dop. En hy is 'n jong man. En hy het al in 1 Timoteus, moes Paulus 'n brief skryf, want Timoteus het probleme. Want Timoteus wil nou net bedank by die gemeente. Hy wil net weg, want daar's vals leraars, en hy wil nie al hierdie goed sit nie. Paulus moet sê, bly daar, spreek die probleem aan. En hoe blaas jy hierdie ding aan, hierdie gawe in jou, en jy gee nie op nie as jy Moses is? Jy sê, maar ek hakel, ek kan nie praat nie, Here. Hoe doen jy dit as jy Elia is? Jy wil weghardloop. Want daar's 'n vroumens wat besluit, sy gaan jou doodmaak vandag. Jy hardloop weg, jy sê, ek wil nie meer lewe nie, vat net my lewe, Here. Hoe hou jy aan as jy Jeremia is? Here, ek's te jonk. Ek kan nie gaan preek vir Israel nie. Die Here sê, moenie sê ek's jonk nie. Ek sal die woorde gee, ek sal dit in jou mond sit. Ek dink ons moet leer as Christene om in vrees te lewe. Ek sê nie ons is nooit bang nie, maar om in vrees te lewe, dis 'n kenmerk van ongelowiges. Die wêreld is heeltyd bang. Hulle is bang vir alles. Hulle is bang vir siek word, en ons moet net nie siek word nie, want ons gaan doodgaan. En hulle is bang vir, jy weet, daar gaan nie toiletpapier oor wees nie. Ons moet al die toiletpapier koop. Julle onthou dit, nee, met daai eerste lockdown. Toe kry hulle mos in Australië hele klomp toiletpapier gekonfiskeer wat weggesteek was in 2 ton dagga. Ja, nie rarig nie. Maar die wêreld is bang, heeltyd hierdie vrese, heeltyd hierdie bang wees, en bang vir die brandstofpryse gaan op, en waar gaan dit eindig, en wat as al 3de wêreldoorlog is, en bang vir die dood. Nee, wat sê vers 7? God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Ek was eenmaal bang om die evangelie te deel met 2 mense. Nou, baie keer al bang gewees, maar 2 wat ek nou wil vir julle noem, en Nelspruit. Ek het so 3 keer 'n week, en vat ek 'n handvol traktaatjies, en sit in die strate, reg al by my huis. Dan gaan doen ek evangelisasie. En ek stap eendag, en hier kom 'n ou verby. Nou, om een of ander rede het ek baie makliker met 'n Swazi ou die evangelie gedeel as met 'n Afrikaanse ou in 'n Range Rover. Nou, ek was net bang, en hier is die ou, en hy lyk ouer as ek. Ek dink, ek gee dit net vir hom, en ek gee dit vir hom, en ek praat net, ek gee hom nie 'n kans om te praat nie. En ek deel die evangelie, en hy staan net so, en hy luister, en skud sy kop, en toe sê ek, totsiens, lekker dag, en ek loop, en toe 2 weke later, toe het ons so predikante fraternal, toe is dit die hervormde predikant. En 'n ander keer wat ek ook so geloop het, en ek het die traktaatjies, en ek kom om die hoek, en ek sien, daar's 'n ou, maar ek dink is 'n moslim. En ek dink, nee, ek's bang, wat is moslems, jy weet. Maar toe die Here my herinner aan daai vers, hy wat in jou is sterker as hy wat in die wêreld is. Timoteus, God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Gaan praat, gaan vertel. So moenie vreesagtig. Die Griekse woord hier beteken huiwerig, bang, teruggetrokke, lafhartig, skaam, skugter. Nee, ons het 'n gees van dapperheid. Ons het 'n gees wat ons sterk maak. Die gees van die Here maak my gees sterk. Gaan praat. En dis hoe Simon die hoender, Simon Petrus die leeu geword het. Toe die gees van die Here op hom kom. Jy sien, die ywerige gees doen wat Micha gedoen het. Die gees van God en van krag is op my, en hy het my krag gegee om aan Israel, aan Jakob sy oortredings te verkondig, en aan Israel sy sondes. As die gees van die Here kom, dan maak hy my gees sterk, en ywer vir die huis het my verteer. En Jesus gooi tafels om het as dit moet, om die mense uit te dryf, wat sy Vader se huis, 'n huis van gebed moet dit wees, maar hulle maak dit 'n rowersnes. Jenny Geddes in Skotland in die 1500s het 'n stoel opgetel, toe gooi sy die predikant, so 'n klein 3-poot stoeltjie. Want die koning het al hierdie predikers in die kerke ingestuur, en die katolieke leer ingebring. Toe sê sy, do you say the mass in my ears? Gooi sy daai stoel. Ek sê nie jy moet stoele gooi nie, gelukkig is hierdie banke vas. Maar die ywer vir die Here se naam en vir sy saak, dat Paulus kan opstaan en vir Petrus in sy oë kyk en sê, Petrus, jy skyn heilig.
want jy loop nou nie in lyn met die evangelie nie. En nou wil jy hierdie Jode, hierdie heidene oortuig om Jode te word, voor hulle gered kan word. Nee. Galasiërs 2. Daar's 'n ywer vir Christus, 'n ywer vir sy saak in evangelie. Jy sien, wat wil 'n vreesagtige gees doen? As jy nou bang is, wat wil jy doen? Jy wil jouself beskerm. Ja, jy wil wegkry. Maar ons het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar hy sê 'n gees van krag en 'n gees van liefde. 'n Gees van liefde probeer nie selfbeskerming nie, maar dink ek wil Christus lief hê, ek wil sy naam vertel en hoe kan ek ander bedien? Hoe kan ek ander help? Want die volmaakte liefde dryf die vrees buite, dit dryf dit uit. Die gees van liefde is soos die man vir wie ons gebid het net nou. Toe Gideon het vir hom gebid, waar hy gesê het, hy's moedeloos in sy laaste nuusbrief. Hy sê dit of niemand wil help met die werk in Myanmar nie. Hy sê niemand wil gaan nie, die oorlog raak erger, as nog grondtroepe gebring, maar ek sal gaan, ek sal my bloed gee. Want hy het 'n gees van liefde. Die liefde vir Christus dring ons. En die liefde van Christus, sy liefde vir ons. Is hier iemand hier vandag, en ek weet nie of ek jou in die oë kyk nou dalk nie, maar jou liefde het afgekoel, en die rede hoekom jou liefde afgekoel het, is omdat Jesus gesê het, omdat die wêreld so goddeloos word, dan gaan die liefde van die meeste afkoel. Ons is so gewoond geraak aan al die goddeloosheid om ons is net afgekoel. Ons het net slek geraak. Nou moet jy dit bely aan die Here. En sê, vergewe my koue hart, Here. Vergewe dat my liefde getaan het en my ywer getaan het. En dan bid jy vers 6 en 7. O, kom blaas daai vuur aan in my, Here. Kom gee my daai gees van liefde, krag en selfbeheersing. My eerste liefde herstel word. Dalk sê jy, maar ek kan nie, ek probeer. Ek wil mense vertel van Jesus, maar dis of die vrees my net vries en dan die woorde kan nie eens uitkom nie. Einde van die vers 7. Hy het ons 'n gees van selfbeheersing gegee. Wie van julle het 'n Bybel wat sê a sound mind? He's given us a spirit of power, love and a sound mind. Nou die Grieks daarso beteken, jy het selfbeheersing tot so mate, dat jy jou gedagte kan beheer en sê, nee, ek gaan nie vrees nie. Dat jy jou woorde kan beheer, jou emosies kan beheer, jou aksies kan beheer. Paulus sê dit vir Timoteus. Hoe weet julle, is daar enige iemand hier wat weet, of hierdie gewerk het of nie? Hy het vir hom gesê, Timoteus, moenie ophou nie, het dit gewerk of nie? En as jy sê ja, hoe weet jy, dit het gewerk? Timoteus was in die tronk, in Hebreërs 13. Hy was bereid om tronk toe te gaan vir Jesus. Dit het gewerk. Die gees, nie van vreesagtigheid nie, Timoteus. Hou aan preek. En hy het. Nou hierdie is nie selfdissipline. Daar's party ongelowiges. Hulle het selfdissipline, man. Hulle gaan gym elke oggend, winter, somer, koud, warm, donker lig, maak nie saak nie. Party ongelowiges het selfbeheersing, hulle het selfdissipline om reg te eet. Die gewig dop te hou. Dis nie waarvan hy hier praat nie. Gees van selfbeheersing. Hierdie gaan oor 'n selfbeheersing wat bonatuurlik is, sodat vrees nie jou gedagtes oorweldig nie. En jy so begin dink, maar wat as dit gebeur en wat as dit gebeur? Nee, dis 'n gees van selfbeheersing. So gees van selfbeheersing aan daai kant, maar aan die ander kant, moet jy ook pas op, want nou is dit weer daai pendulum storie. Hier is die vrees, ek wil nie praat nie, maar nou kan hy soontoe swaai, en dan raak jy, wat hulle in Engels noem, 'n fanatic. Christendom is radikaal, maar is nie fanaties nie. Jy sien, 'n fanatic is iemand, wat soos Johannes en Jakobus is. Jesus, sê net vir ons sal nou vuur uit die hemel roep, brand al hierdie Samaritane, want hulle wil nie ontvang nie. Nee, dis fanaticisme, dit is ekstremisme. Die fanatikus wil mense aan die nek vat en ek dwing jou nou reg. Nou sal jy hierdie en daardie doen. En dan as mense nie dit wil doen nie, dan sê hulle, ja, daai mense is geestelik onvolwasse. Maar die ou besef nie, eintlik is ek die geestelik onvolwasse een. Toe ek in Nelspruit was, toe ek in die Bybel, ek het julle al vertel wat ek Lukas 10 gelees het. Net gelees het. Toe staan so uit, ek het letterlik gestop toe ek lees. Wat? Wat het staan, niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun en die aan wie hy kies om hom bekend te maak.
Ek so opgewonde daaroor, nou moet almal hierdie glo. So met die eerste preekgeleentheid wat ek kry te preek ek het, toe trek die predikant my na die diens nader, sê hoor jy, ons gaan nie toelaat dat jy dit in hierdie gemeente preek. OK, nou ek stem nie saam nie, want ek glo nou anders daar. Maar in 'n sin was hy reg, om nie net soos nou gaan almal hierdie glo. En ek onthou, ek het in sy studeerkamer ingestap, ek het 'n bulletin van die Sondagdiens gevat, ek het so 'n paar notas gemaak van alles wat verkeerd is in die kerk. Nou ek sê jeugleraar, is die senior, ek stap en ek sê dok, hierdie is verkeerd, hierdie is verkeerd, hierdie is verkeerd, hierdie is, dis 'n fanatiek. Dis fanaties, dis nie Bybelse ywer nie. Jy sien, Bybelse ywer is anders as dit. Die fanatikus, sy ywer in aanhalingstekens doen skade. Dit is om, julle, dis regtig koud, wil julle vanaand na my huis toe kom, ons gaan sop en brood, ek gaan vir ons 'n lekker vuur maak. Dan steek ek daar op die sitkamermat petrol en steek dit aan die brand. Jy gaan die huis afbrand. Dis 'n verkeerde ywer, dis 'n misplaaste ywer. Dit doen skade. Bybelse ywer brand in die kaggel. En mense kan by die kaggel sit en lekker warm raak en beïnvloed raak deur jou. Bybelse ywer is getemper deur vers 7. Krag, liefde, selfbeheersing. Here wil U vir ons 'n Bybelse ywer gee en ons opnuut net kom vul met U Gees. Wil U daai koue harte aanblaas, Here, dat ons vurig van gees sal wees en terugkeer na ons eerste liefde. Amen.